Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle ryklik geskenk van God onze Vader, deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. As 'n mens deur die psalms lees, dan kom jy af op vreugde en hartseer en beproewing. Maar die boek van die psalms eindig met die hoogste punt van lof. Net soos die boek Openbaring eindig die bundel psalms met die troos vir die kinders van God, stuur alles uiteindelik af op die vreugde om God vir ewig in sy teenwoordigheid te loof. Die woord loof kom in Psalm 150 13 keer voor en 10 keer is dit 'n opdrag. Kom ons wees gehoorsaam aan hierdie opdrag van die Here en ons loof hom met al die verse van Psalm 150. Kom ons bely nou ons Christelike geloof in die drie-enige God op wie ons volkome vertrou. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Broeder en suster, kom ons verootmoedig ons nou voor die Here en ons luister onbevange na sy heilige wet, sy heilige wil vir ons lewens. Ek lees dit uit Eksodus 20.
toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet, my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeder en suster, as ons so luister na die Here se wet, dan wil angs 'n mens oorval, want niemand kan die wet van die Here volmaak nakom nie. Daarom kan ons maar vanoggend net weer sing van die goedheid van God, wat sy seun gestuur het om in ons plek 'n heilige lewe te lei en te betaal vir ons sondes. Ons sing die 3de en die 6de vers van Psalm 86. Die 3de vers, u goedheid is die lewe. En dan bid ons in die 6de vers, dat die Here ons hart saam sal voeg. Dit beteken, dat ons 'n onverdeelde hart sal hê, 'n hart gerig op hom, 'n hart wat hom alleen lief het. Ons sing die 3de en die 6de vers, en dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil U vanoggend aanbid, en U naam groot maak en verheerlik.
Want Here, U is die barmhartige en genadige God. Lankmoedig, vol liefde en trou. En ons kan vanoggend, elkeen van ons, kan vanoggend nie anders nie, as om saam te bely dat elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk van U afkom. U wat al die hemelligte gemaak het, maar wat nie soos hulle verander of verduister nie. U is altyd dieselfde, vanoggend, vanmiddag, môre, volgende jaar tot aan die einde van ons lewens en tot aan die einde van hierdie aarde bly U dieselfde. Ja, Here, ons kyk terug in die geskiedenis, ook die geskiedenis van U woord, die openbaringsgeskiedenis. Ons hoor hoe U telkens met die mense verbond sluit en vir die mense, ek sal jou God wees. En U bly getrou aan daardie verbond, Here, sodat ons ook vanoggend hier in U huis by mekaar kan wees en ook weer daardie woorde kan hoor weer klink. Ek sal jou God wees. Dankie, Here, dat U ons nooit verlaat nie en nooit in die steek laat nie, selfs al dwaal ons dikwels van U af weg. Ja, Here, U is die goeie herder wat die verlore skape opsoek en onder U beskerming bring. Dankie dat ons aan U kudde kan behoort. Ons dankie, Hemelse Vader, dat U in hierdie week wat verby is, ons swakke stap gelei het en vir ons die pad gewys het hoe om te loop. Ons vra om vergifnis as ons van daardie pad afgedwaal het. Ons bly dat U ons altyd weer die genade sal gee om op te kyk en vorentoe te kyk en nooit te vergeet waarheen ons op pad is nie. Ons pleit, Here, dat U nou in hierdie erediens sal gee dat dit werklik tot U eer sal wees en dat as ons nou na U woord gaan luister, dat U ons harte sal voorberei. En ons pleit, Here, breek tog die mure af wat ons so met die tyd opbou. Mure van vrees en hoogmoed en ongeloof en twyfel. Ons pleit by U dat U die grond sal voorberei waarop die saad van U woord gaan val. Gee ons ore om te hoor en oë om te sien, 'n gees wat verstaan. En verander ons deur die waarheid van U woord. Mag U woord vanoggend ons wonde genees, ons krompaaie reguit maak, ons geloof versterk en ons nader aan U laat lewe. Ons pleit dit, Here, in die naam van U Seun Jesus Christus, ons Here alleen. Amen. Voordat ons nou na die Here se woord luister, kom ons sing die 6de vers van Psalm 89. Ons skriflesing is vanoggend uit Genesis hoofstuk 7. Ons lees van vers 1 tot 24.
Daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Van al die reindiere moet jy vir jou telkens 7 paar neem, die mannetjie met sy wyfie, maar van die diere wat nie rein is nie, 2, die mannetjie met sy wyfie. Ook van die voëls van die hemel, telkens 7 paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag en die lewe te hou op die hele aarde. Want oor nog 7 dae sal ek laat reën op die aarde, 40 dae en 40 nagte, en al die lewende wesens wat ek gemaak het van die aarde verdelg. En Noag het gedoen net soos die Here hom beveel het. En Noag was 600 jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het. En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom het in die ark gegaan vanweë die waters van die vloed. Van die reindiere en van die diere wat nie rein is nie, en van die voëls en van alles wat op die aarde kruip, het daar 2 na Noag in die ark gegaan, 'n mannetjie en 'n wyfie, soos God Noag beveel het. Na 7 dae kom toe die waters van die vloed op die aarde. In die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen. En die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte lank. En op daardie selfde dag het Noag en Sem en Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die 3 vroue van sy seuns saam met hulle in die ark gegaan. Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte, en al die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die aarde kruip volgens hulle soorte, en al die voëls volgens hulle soorte, voëls van allerlei vere, van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan. En die wat ingaan het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees, soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. En die vloed was 40 dae lank op die aarde. Die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgereis het bo die aarde. En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe. En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. 15 el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was. En alle vlees wat op die aarde beweeg het weggesterwe. Die voëls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel. Hulle is verdelg van die aarde af, en net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was. En die waters het die oorhand behou oor die aarde 150 dae lank. Ons teks vir die predik is vers 1 en vers 16. Daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. In vers 16, en die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees, soos God hom beveel het, en vir al hierdie woorde, en die Here het agter hom toegesluit. Liewe broeder en suster, een van die belangrikste strategieë wat die duiwel gebruik om God se kinders te probeer verlei, is om hulle so ver te kry om die waarheid en die egtheid van God se woord of sy woorde te betwyfel. Dit was trouwens die heel eerste strategie wat hy gebruik het toe hy in die paradys vir Eva gesê het, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die boom van die tuin nie. Om te begin twyfel aan God se woord, broeder en suster, is 'n glibberige pad wat afdraande loop, want is 'n pad weg van die waarheid en die lewe af. Die boek Genesis is vol verhale, ware, egte, historiese gebeure, wat deur die eeue ewige aanvalle moes verduur
en wat deur baie mense vandag nog in twyfel getrek word. In die twee gebeure in Genesis wat die meeste aangeval word, is die sondeval en die sonvloed. Dis nie vreemd nie om te lees en te hoor hoe mense sê en skryf dat die slang en die boom van die kennis van goed en kwaad en die ark bloot simbole was, net 'n mite of 'n fabel van die ou tyd, wat in die Bybel opgeneem is slegs om vir ons 'n morele les te gee. En wanneer die duiwel dit regkry om mense te laat twyfel aan die egtheid en die historiese korrektheid van hierdie twee verhale, dan gebeur daar 'n baie ontstellende ding. As die slang en die paradys en die boom van kennis van goed en kwaad net simbole was, en net deel van 'n storie of 'n fabel, dan beteken dit, die mens het nie so diep in sonde geval, as wat vertel word nie. Dan beteken dit dat die mens nie regtig so sleg is nie, en dat hy homself dalk nog kan red. Wanneer die duiwel dit regkry om mense te laat twyfel aan die historiese korrektheid van die ark en die sonvloed, dan beteken dit dat God homself nie in die lewe van Noag geopenbaar het, as die God wat harte beoordeel, en wat die enigste verlosser in die lewe kan gee nie. En al hierdie strategieë van die duiwel, het op die ou einde een belangrike mikpunt, om mense so ver te kry om die noodsaaklikheid en die betekenisvolheid van die kruis op Golgotha te betwyfel. Want as die mens nou regtig nie so sleg is nie, dan het hy mos nie 'n verlosser nodig nie. As jy die sonvloed afmaak as 'n fabel, dan is dit bloot omdat jy niks wil weet van 'n regverdige regter wat mense se sonde straf nie, en is die ark waaraan Noag en sy gesin bewaar is, geen beeld van God se manier van verlossing in Christus, in wie ons veilig bewaar word, ook van die finale oordeel oor die sonde nie. Daarom dink ek, broeder en suster, is dit so belangrik dat ons vanoggend opnuut weer kyk na die oneindige goedheid, die verlossing en die versorging van God, soos dit vir ons in die ark afgebeeld word. Kyk hoe, in die eerste instansie, hoe trek God mense na hom toe. Ja, die ark was 'n werklikheid, 'n werklike groot skip wat op die water gedryf het, en Noag sy gesin en die diere veilig gehou het, dwars deur die groot vloed. Dit is iets wat ons Here Jesus Christus ook as 'n feit voorgehou het. In Lukas 17 sê hy, en soos dit gebeur het in die dae van Noag, sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou, is in huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sonvloed gekom en almal vernietig het. Dis die woorde van ons Here Jesus Christus. Ons praat so dikwels van Noag se ark. Broeder en suster, ons leer ons kinders ook so, Noag se ark. Kom ons lees weer die verhaal van Noag se ark. Dit was nie Noag se ark nie. Dit was God se ark. Hy het dit beplan, en hy het die planne en spesifikasies aan Noag geopenbaar. Noag het geen aandeel aan die idee of die planne vir die ark gehad nie. Die merkwaardige is ook nie in hoe die ark gelyk en wat alles daarin was nie, maar veral in wat hy nie gehad het nie, naamlik 'n stuurmeganisme. Noag en sy seuns het geen aandeel aan die stuur en die koers van die skip gehad nie. Daar was nie seile waar volgens hulle kon stuur nie. Maar dit het nooit doelloos rondgedobber nie. As Noag agter die ontwerp en die stuur van die ark was, het ons waarskynlik met die heel eerste Titanic gesit. Dit was egter volkome veilig, omdat God nie net die argitek nie, maar ook die stuurman, die kaptein van die skip was. Noag was net die bouer. Daarom was daar net een deur waar hulle kon in en uitgaan. Want daar's nog iets wat kort gekom het aan hierdie skip, wat net so merkwaardig was, en dit is dat daar geen nooduitgang was nie. Want geen ander veiligheidsmateriaal was nodig nie, want God was by hulle. Terwyl die Here in sy heilige woede oor die sondige mensdom die hele aarde laat vergaan het onder die vloedwaters,
wat van bo en van onder uitgestroom het, maak hy spesiale voorsiening vir Noag, sy gesin en die diere in sy ark wat hy ontwerp het. En die feit dat dit God se ark was, blyk ook duidelik uit sy woorde in Genesis 7 vers 1. Toe die ark na 120 jaar se bouery klaar was, in die tyd gekom het vir die vloed om te begin, toe praat die Here met Noag en sê vir hom, gaan in die ark, jy en jou huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Al drie ons Afrikaanse Bybelvertaling sê, gaan in die ark, die opdrag van die Here. Maar in die Hebreë staan daar eintlik, kom in die ark. Dis 'n bevel en 'n uitnodiging aan iemand wat regverdig is. Beteken nie Noag was sondeloos nie. As jy terugblaai na die vorige hoofstuk in vers 8, sal jy sien die heel eerste woorde wat iets gesê word van God se verhouding met Noag, staan daar dat God aan Noag genade betoon het. Ons sit nie hier met 'n superwese Noag nie. Omdat God aan hom genade betoon het, is hy geregverdig en is hy in die ark ingeneem. Beteken Noag het in God geglo en dat sy geloof hom as geregtigheid toegereken is. Dit was nog altyd so. Genesis 15 lees ons dat Abraham in die Here geglo het en dis hom tot geregtigheid gereken. Met ander woorde, dat sy verhouding met God reg is. Jy glo in God en hy skenk jou geregtigheid, los van enige werke van jou kant af. Maar die wonder is dat die geloof uitkom uit 'n hart wat God nuut gemaak het. God het nie vir Noag gesê, gaan in die ark en ek sal jou beskerm nie. Hy het gesê, kom in die ark en ek sal by jou wees. Dis 'n reuse verskil. Want dit was sy ark. En God was saam met hom daar in die ark. Om die ark in te stap was 'n daad van geloof in die God van die verbond wat homself aan sy uitverkore kind in daardie grootse reddingspoging bekend gemaak het. Om in die ark in te stap was om in die teenwoordigheid van God in te stap en te weet hy is by hulle die hele tyd wat hulle daar binne gaan deurbring. Broeder en suster, daar het Noag al iets beleef van Immanuel, God by ons. En hierdie woorde van die Here teken vir ons 'n baie besonderse prentjie. Hierdie woorde van kom in die ark. Van binnekort gaan sy verskriklike oordeel oor die aarde losbars in al sy felheid. Niemand en niks gaan ontsien word nie. Maar hy kies Noag uit. En hy roep hom en sy vrou en sy 3 seuns en hulle vrouens en al die diere in die ark in. Hy jaag hulle nie aan nie. Hy dra nie vir Noag skoppend en skreeuwend in die ark in nie. Hy roep hom in. En hy gaan met vreugde in sy hart en met dankbaarheid in sy hart stap hy in. 'n Mens word telkens getref deur die ordelikheid waarmee alles gebeur. Binnekort sal die chaos van die sonde en die oordeel daaroor buitekant losbars. Maar Noag en die diere stap ordelik op bevel van die Here die ark in. Noag verlaat sy huis, maar hy vind 'n veilige tuiste in die ruimte van die ark. Toe God sy oordeel oor die aarde losbars, was daar maar een enkele plek van veiligheid en redding, en dit was die ark. Daar was nie nog 'n ander skip iewers nie. Daar was nie iewers nog 'n vloot reddingsskepe nie. Daar was geen ander manier om die vloed te ontkom nie. En Noag het in gehoorsaamheid dadelik ingegaan toe God hom roep om die enigste plek van veiligheid in te kom. Hoewel daar nie angstigheid en geskarrel was nie, was daar ook nie tyd vir uitstel nie. Die vloed, het die Here gesê, gaan oor 7 dae op sy bevel op die vasgestelde tyd begin. Dan moet hulle almal in die ark wees. As God roep, mag 'n mens nie talm nie. Na die 7 dae begin Noag en sy gesin eintlik hulle Sabbat. Hulle vind as dit ware rus en beskerming in die ark, bo oor die onstuimige waters daaronder.
En God se bevel aan Noag om in die ark in te kom, skets 'n besonderse beeld vir ons van wat God in die Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Ons het nie vandag 'n ark nie, maar ons het redding nodig, want die oordeel kom. Maar ons het Jesus Christus, wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Hy het uit die dood uit opgestaan, en hoor wat het hy gesê toe hy hier op aarde was. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hoor wat sê in Johannes 6, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie my glo sal nooit dors kry nie. Hy dreig nie, hy jaag nie, hy gebruik nie geweld nie, hy gryp nie mense teen hulle wil nie, hy nooi hulle uit. Daarom het ons verlosser ook gesê, niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En ons lees in Matteus 25, dat die Here Jesus aan die einde van die geskiedenis van hierdie aarde, in sy hoedanigheid as 'n koning sal sê, kom, julle geseëndes, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die aarde af. Kom is 'n woord wat spreek van genade en goedheid, want by Christus is daar lewe, en is daar beskerming teen die storms van hierdie lewe terwyl ons hier is, maar uiteindelik ook 'n beskerming teen die oordeel van God oor die sonde van hierdie wêreld. Hoor wat sê die skrywer van die boek Hebreërs in hoofstuk 11 vers 7. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. En in sy tweede brief noem Petrus Noag die prediker van geregtigheid. Nogal 'n interessante term, 'n titel wat hy vir Noag gee. Want Noag is nie net geroep om die ark te bou nie, maar ook om die mense van sy tyd tot verantwoording en tot bekering te roep. Dis 'n preek wat 120 jaar lank geduur het, want so lank het dit gevat om die ark te bou. En dit was woorde van lewe. Die ark was self 'n preek wat geroep het, kom. Die bose mensdom het genoeg tyd gehad om hulle te bekeer, maar hulle ore was gesluit, en hulle het veragtend en spottend weggestap. Ons lees van niemand nie 'n enkele een, wat die oop deur van die ark gesien en daar probeer ingegaan het nie. Wat mens dink aan wat die Here Jesus gesê het, maar baie is geroep, min is uitverkies. Geseënd is jy wanneer jy God se roep hoor en kom, want dit bring vir jou in 'n plek van veiligheid en bewaring. Ja, die plek waaroor daar baie praatjies was, en waaroor daar baie gespot was, het 'n plek van bewaring en veiligheid geword. Hoe het hierdie selfde patroon herhaal toe die Here Jesus hier op aarde gekom en gepreek het. Hy was die prediker van geregtigheid by verre. Maar hy is gespot, gevang, geslaan, verag, gegeesel, doodgemaak. Maar hy het ons plek van bewaring en veiligheid en geborgenheid geword. In hom is daar vrede met God. Geen oordeel, geen vernietiging nie. Geen hel of ewige pyniging nie. Net die lewe van vrede vir ewig. Soos Paulus dit in Romeine 8 sê, die wat hy van tevore verordineer het, die het hy geroep. Die wat hy geroep het, het hy regverdig. En die wat hy regverdig het, die het hy verheerlik. Geloof in God wat rus en veiligheid gee, is 'n wonderlike ding. Dit laat jou vashou, selfs aan daardie dinge waarvan jy niks weet nie. Die dag toe hy gehoorsaam aan God se roepstem die ark binne gestap het, het Noag nie geweet
wanneer hy weer eendag daar gaan uitstap nie. Maar hy het geweet, hy gaan weer uitstap, want die ark is nie 'n doodskis nie. Kom ons herinner ons weer wat in 2 Korinte 5 staan, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Die geloof in God en die wete dat God daar is, ook in die ark is, het Noag laat instap met blydskap en met vaste hoop dat God in 'n stadium op die regte tyd weer die deur sal oopmaak. Immers om in die ark te leef, was om saam met God te leef. Om jou tuise daar of deur Christus in God te vind, is om rus te vind vir jou siel. Maar in die tweede plek, kyk hoe beskerm God. 'n baie interessante maar belangrike gebruik van die name van God kom in vers 16 voor wat ons gelees het. En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees, soos God, Elohim, hom beveel het. En die Here, Jahwe, het agter hom toegesluit. Onder leiding van die Heilige Gees het Moses hierdie twee name van God in een asem genoem en dit hier neergeskryf, om ons iets belangriks te openbaar. God het beveel, maar die Here het toegesluit. Moses herinner ons dat God, die enigste ware God wat oor alles en almal heers en sy hand in alles, of alles in sy hand hou, die bevel gegee het om in die ark in te gaan. Hy doen dit koninklik, gaan in of kom. Maar die Here, die verbondsgod wat hom aan mense verbind het, het agter Noag toegesluit. Buite is daar oordeel, binne in die ark is hierdie 8 mense onder die vaderlike, liefdevolle sorg van die Here wat getrou is aan sy verbond en wat die deur stewig en behoorlik toemaak. Hoe die Here die deur gesluit het, word nie vertel nie, maar die deur is toegemaak en verseël, nie met mensehande nie. In elk geval kon net God die deur van buite toemaak en verseël, want Noag en sy gesin was binne. Mens kan nie anders as om te dink aan wat in Openbaring 3 staan, die gedagte dat die Here Jesus homself noem as die een wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en sluit en niemand maak oop nie. Die sluit van die ark se deur het 'n verdere versekering vir Noag en sy mense gegee, dat hulle nou daar binne in die ark onder die wilsbesluit van God en onder sy beskerming staan. Die ou wêreld daar buite waarvan hulle so lank deel was, is van daardie oomblik af vir hulle weg en dood. Dit laat 'n mens dink aan dit wat Paulus van ons Here Jesus gesê het, hy wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit hierdie teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van God en die Vader. Ja, die sluit van die deur was 'n genade daad van God. Hy doen die werk en die mens wat in hom glo, geniet die vrug daarvan. God sluit die deur en Noag en sy gesin word binne in die ark bewaar van die oordeel daar buite. En Noag moes onthou dat dit nie hy, 'n blote feilbare mens is wat die deur toegemaak het nie. God alleen het hom en sy gesin veilig toegemaak. Noag kon nooit die eer daarvoor kry dat hy die beskermer was van sy gesin nie. Net so is daar geen enkele mens op hierdie aarde wat iets kan doen om die oordeel van God oor die sonde vry te spring nie. Maar die wat onder die beskerming van God self is, het niks te vrees nie. Want hy het sy seun in die verskriklikste oordeel aan die kruis getref, en ons wat in hom glo, kry deel aan die ewige koninkryk van God. Dis die enigste manier van redding, daar is geen ander nie. Daar is geen enkele ander manier of 'n ander weg nie, hy is die enigste deur waardeur 'n mens die koninkryk van God kan ingaan. En let daarop dat van die oomblik af dat God die deur gesluit het, moes Noag alles wat hy nodig gehad het om te leef binne in die ark vind. Noag en mevrou Noag veral, ja, ons weet nie wat haar naam was nie, sy kon nie meer iets by die mark gaan koop nie. Haar skoondogters kon nie meer winkels toe gaan om iets aan te skaf nie. Noag se seuns kon nie meer boer, handel dryf of metale uit die grond uitgrawe nie. Alles sou spoedig diep onder die vloedwaters wees. En alles wat hulle nodig gehad het,
en waarvan hulle moes leef en wat hulle moes geniet, was egter in die ark, alles. Daar was niks tekort nie. En al was daar nie buite vermaak nie, al kon hulle die mooi landskap daar buite geniet nie, omdat alles deur die water bedek is, ook die heuwels, die dale, die velde en die berge. Al Noag se werk was ook in die ark. Tog was dit nie 'n treurige toestand nie, want God het gesorg dat daar genoeg middele gestoor is. Maar bo alles het hulle meer as genoeg gehad, omdat God in hulle midde was. Wat 'n besonderse geestelike les sit nie agter hierdie situasie nie, broeder en suster. Wanneer 'n mens jou tot die Here Jesus Christus gewend het en jou toevlug tot hom geneem het, wanneer jy in Christus is, dan vind jy in hom alles wat jy nodig het om geestelik te bly leef. Sy bloed, het hy gesê, is die ware drank. Sy liggaam die ware voedsel. In hom vind jy vreugde en versadiging en vrede. Noag het net vir langer as 'n jaar in die ark weergebring. Toe moes hy uitgaan om 'n nuwe begin te maak. As jy egter in Christus is jy vir ewig in hom. Niks kan ons van hom skei nie. Hy het ons dit beloof. En niks of niemand kan ons uit sy hand ruk nie. En wanneer die Here die ark sluit, om die wêreld daar buite met sy oordeel te tref en die dood sluk alles in, bly die poorte na die lewe steeds oop. Want die ark is ook God se manier om getrou te bly aan sy belofte tydens die paradys, naamlik dat die saad van die vrou die slang se kop sal vermorsel. Dis iets wat ons baie maklik vergeet. Die ark is 'n bewaarplek van die beloofde saad van die vrou. Noag se seun Sem, wat ook in die ark is, sal as hulle weer uitstap, die geslag voortsit, waaruit die Here Jesus Christus uiteindelik gebore sal word. Hy die oorwinnaar van die duister magte. Immers, die hoofstuk wat ons vanoggend gelees het, begin met die verbondsnaam van God. Daar staan, daarna het Jahwe, die verbondsgod, vir Noag gesê, kom in die ark. Hy bly getrou aan sy verbond. In die ark word die saad van die vrou bewaar. Hy vergeet nie sy beloftes nie. Buite die ark vergaan die wêreld onder sy oordeel, maar in die ark is die saad van die vrou in bewaring. Hy is getrou. Hy het nie verniet in die vorige hoofstuk vir Noag gesê, met jou sal ek my verbond oprig nie. Broeder en suster, ek hoop dat u vanoggend duidelik gehoor het dat ons in die ware verhaal van die Here se handelinge in die sonvloed, en hoe hy met Noag en sy gesin gewerk het, kan sien hoe die Here se verlossingsplan werk. Jy kan nie die verhaal van Noag, die ark en die groot vloed losmaak van hoe God in Christus vir ons verlossing bewerk het nie. Die Bybel is die vaste fundament waarop ons geloof staan, en die boek Genesis is die fundament waarop die res van die Bybel staan. En karring jy aan die verhale in Genesis, dan torring jy aan die evangelie. Die sonvloedverhaal is 'n baie ou verhaal waarin 'n baie ou man van 600 jaar oud 'n sleutelrol gespeel het. Maar laat ons vanoggend egter daarvoor stil staan in die stilte van die tyd. En die blye evangelie hoor van God wat regverdig oordeel, maar in sy vaderlike liefde sy kinders in Christus veilig bewaar tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank. Here onse God, ons kan nie anders as om vanoggend verwonderd te staan, eerstens voor die enorme ramp van die sonvloed nie. Here, ons hoor die afgelope dae van die verskriklike vloede in die Kruger Wildtuin en omstreke. Ons sien dikwels op televisie en video's die verskriklike krag van sneeustortings en vulkaanuitbarstings en modderstortings. Maar Here, ons het nie 'n benul van die enorme omvang van die sonvloed nie, wat die hele aarde bedek het. 7 meter bo die toppe van die berge. Sodat die hele aarde
'n graf geword het. Maar U het die lewe bewaar. U het die saad van die vrou bewaar in die ark, veilig, rustig, met mens en dier daarbinne, met wie U weer 'n nuwe begin gemaak het, toe U, wat die deur daarvan gesluit het, dit weer oopgemaak het. Wat 'n wonder is dit nie, Here? Maar nog 'n groter wonder is dit wat aan die kruis gebeur het. Want hoe sal ons weet wat was die oordeel? Hoe vel was die oordeel waarmee U seun getref het aan die kruis? Geen oog kon in die 3 ure van duisternis sien wat U doen nie. En daarmee, Here, het U vir ons die lewe gegee. Wat 'n voorreg en 'n vreugde waarvoor ons U dank. Gee dat ons dit tog nie as vanselfsprekend sal ervaar nie. Gee dat ons nie maar aan Noag en die ark dink in terme van storieetjies vir kinders nie. Maak ons dankbaar vir wat U in die grootsheid vir ons doen. Here, ons dra vanoggend almal aan U op wat vir U nodig het. Hulle wat siek is, gee tog genesing. Ons bid vir broeder Chris, hulle wat hierdie week by 'n graf moet staan, dat U hulle sal vertroos. Ons bid, Hemelse Vader, dat U aan ons sal dink in hierdie tyd van bittere droogte in die streek waar ons woon. Ons vra dat U uitkoms gaan gee, soos ons vanoggend ook in die psalms wat ons gesing het, gehoor het. U alleen kan U hand oopmaak en gee. Ons kyk op na U, Here, en ons pleit vir uitkoms op die regte tyd. Ons vra U seën op alles wat ons doen in die komende week, en ons pleit, Here, dat U vir ons in U diens sal gebruik, en dat U vir ons deur U Heilige Gees sal lei om U wil te doen elke dag. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sluit af met Psalm 23, waar ons die Here ons herder noem. Dan kan 'n mens nie anders as om te dink dat die Here Jesus ook gesê het, dat hy die goeie herder is nie. Nou kry mens hierdie ontsaglike kontras in Psalm 23 met dit wat ons in Genesis 7 gelees het. Genesis 7 word die aarde oordek deur tonne water van vernietiging. Nou luister, vir die wat God as herder het, wat doen hy? Met sagte hand lei hy ons langs stille waters. Kom ons sing vers 1 en 2. Let's
Verhef nou julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.